die son gaan staan. Hey julle, welkom by Vaskap, Rietspruitdam, ronde nommer 2. En nie was Mias en Benny nie, ek dink Mias siesta, of hy doen besigheid daar in die kamer, hy is besig om jagte te boek van oorsee, vir die jagseisoen wat kom. Hier is 'n mooi vis aan, laasweek het ons die program geëindig met 'n mooi vis, en ons het bietjie groter hoekase begin aansit, en hier is nou weer een van die stokke met die groter hoekase wat lê. Hy het nie lang gelê nie, seker so 35-40 minute. En dit voel belovend. So ons gaan nou sien hoe lyk hy. Kom kyk lekker saam met ons deur die program. En terwyl ek aan hierdie vis trek, gemaak sommer 'n draai op ons YouTube blad. Druk hy subscribe knoppie en dan Vaskap amptelike blad op Facebook. En sê bietjie daar vir ons waar julle wil hê moet ons in die volgende reeks hengel. Hierdie is die laaste program van hierdie reeks. En ek wil sommer net dankie sê vir al ons borge. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie dat julle saam met ons gelag het en saam met ons gehuil het in hierdie reeks. Ons sê vir ons waar julle wil hê ons moet in die volgende reeks gaan hengel. Jag na wind, dis by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn langs die water. Hierdie voel na 'n beter vis. Daar sien ek icy colors. Ja, dis 'n beter vis. Nie 'n monster nie, maar 'n lekker visie. Hierdie is Hoeka, die stroppie wat ons op kamera gebou het. So, hoe sê hulle? Proof, she's by the pudding. Sy, dit is 'n beter visie. Nie 'n monster nie. Maar ons gaan net aanhou en aanhou en aanhou. En hierdie is op by double boilie. Weer 'n snowmankie. Maar Benna, jy het hier ietsie gedip. Ja. Jy het daai asie in die fruity krul gedip, nê? Die krul is hy. Daar gaan die boilie. Hier is daai hoekie wat ek in die vorige program gemaak het, wat ons op kamera vir julle gebou het. Die Easy Rig, gaan maak hom by die huis. Hierdie mag jy by die huis doen, dis die WWE nie. Hy het vir ons gewerk, hy sal definitief vir julle werk. Die boilie en die pop-up het nou ongelukkig afgekom. Ons gaan hom oppas, en dan gaan ons vir julle wys hoe lyk hy. Ons kyk hoe lyk die visie, seker so 3,5 kg vis, nie 'n monster nie. Maar wat 'n plesier om hierdie visse te vang. Watta. Vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Vandag gaan ek vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek vis vang. Nou ja, ons hengel 2 kolle, soos julle al gesien het in die program. Elke keer as ek so oor die vlakkol ry, dan skatter ek net so 'n scoopie of 2 voer, net om dit aan die gang te hou, vir wanneer daar 'n lekker skool Kaaps inkom. Soos nou hier op die diepkol. Wat ons gedoen het, is daai Easy Rig wat ons vir julle gewys het. En dan daai Shellfish pop-upie met 'n Scopex en krul 16mm boilietjie. En dan het ons hom binne in daai lieflike fruity krul gedruk. En die wind waai ons so 'n bietjie so. En al wat ek doen is net om die drop vir myself makliker te maak, sit ek 'n lekker voerbol om daai gewig. En dan as ek hom gedrop het, skatter ek nog 'n bietjie particle mix daarboor. Is nie van die maklikste in die wind nie, maar kyk maar hoe doen ons dit, gaan julle dit ook aan reg kry. As hy op die bodem, dan tel ek hom net stadig op, so klein bietjie vorentoe. En dan, as die wind my geleentheid gee, dan gooi ek so lekker scoop of 2 van daai particle mix bo op hom. En dan gaan ons terug. Ons is nou besig om bietjie al die stokke te rebyt. Net weer die aas is bietjie
verander, weer kleiner gemaak en soos ons vir julle al gesê het, weet jy wat, is belangrik, speel met jou haas, maak het groter, maak het kleiner, sit by wat jy dink jy moet doen. Jy moet met jou guts gaan en ons het net vir onsself gesê, weet jy wat, ons wil 'n bietjie kleiner haas opsit en kyk hierso, daar's Mia's nog op die boot, besig om stokke in en uit te vat. Ek sal klaar weer aan hierso, so it's going to be a bit of chaos. Because now we have to do this and we have to do that. So kom saam met ons en ons wys vir julle hoe lyk chaos, georganiseerde chaos. Ek is nog besig om die lyne te doen, soos gewoonlik. Almal as dit by my weer kom, dan Moet vat hy ek maar net lyne in. Hulle kap en katrol. Iemand moet dit doen. So hier is op daai diepstokkie wat die kameraman saam met ons daar wat uitgegaan het. En is een van twee, dis of twee tigers met chop wat ons julle sal wys, of weer daai Scopex en krill boilie met die shellfish pop-uppie wat ons dan binne in daai fruity krill gedruk het met daai easy rig. So self nou nie seker wat die een het is nie. Maar kom ons skep gou hierdie vis, wys ons vir julle wat die een het is. Kom ons kyk wat is dit. Dis 'n geel baber, Ben. Dis 'n geel baber. Oh, dit is color en bubbles. Lekker so daai easy rig binne in die mond, né? Luister net. Atsa. Boom, chakalaka. Lekker, Benna. Sy. Mooi. Wat is lekkerder as dit? Hierdie Kaapste. En nog een te vang, ja, soos my sê, nog een te vang. Dis al wat lekkerder is dit. So ja, we are very, very blessed. Ons vang vir hulle so elke paar minute. Het ons enetjie in die lyn en ons vlous vir hulle elke keer so. Ons gaan hierdie enetjie terugsit. Ons wag nog vir hulle pappie, maar hy sal kom. Hy sal kom. Werk deur die vis. Wees geduldig. Daai groot vis gaan kom. Benny het nou daai pragtige vis gevang. Ons gaan regtig vir julle, dit werk ongelooflik en dis somer. Mens sal nooit verwag dat 'n visserige ding en 'n vrugte ding saam gaan werk in 'n dam nie, maar hierdie fruity krill is besig om op my te groei. Shellfish is nog altyd my ding. En ons het gisterand met shellfish vis gevang, vandag met shellfish pop-up vis gevang. Al wat ons nou gedoen het, ons het daai Scopex en krill boilietjie, die 16 mil in daai pak. Ek kry albei saam die 20 en die 16 gevat. En ons het vir hom daai shellfish pop-up hier bo op hom gesit, op daai easy rig soos Lou vir julle gewys het. En dan druk ons vir hom alles binne in daai fruity krill in. Dat hy hom toemaak met dit. En net so, niks anders nie. En nou weer soos vir julle gewys het, die boot nou net 'n lekker voerbal van daai groensak van die signature series hier opsit. Gaan sit hom op daai spot, kyk of ons nog een kan vang. Baie ouens vra ons baie male oor hengel ons 'n ander voer, iets anders. Mense, hierdie kom net so uit die fabriek uit van die rak af. Enige winkel wat jy inloop, kan jy hom gaan haal. Ek's baie lief wat ek nou maar gaan probeer is. Ek sit die mielimix in, uit geel en wit mielies in. En nou gaan ek een particle mix op hom sit. Hierdie voorste kolletjie van ons, dink ek gaan vanaand op 'n stadium aan die gang kom. So ek hou hom maar net aan die gang. Oef, dit ruik lekker. En ek gaan nou iets probeer, julle. Een van die boilies wat baie underrated het is by ons. Bloodworm. Is 'n verskriklike goeie boilie. Baie van die damme in Johannesburg doen goed met hom. En Donnie het al goed gedoen met hom. En ek gaan nou 'n kans vat. Bietjie 2 bloedworm boilies uitsit en kyk. Die vis eet daai fruity krill. Hoekom nie 'n bloedworm probeer nie? Net so uit die sakkie het al soos julle hom by die winkels koop. Insit, een op die rig sit. En kyk of ons dalk hierdie klein veranderingkie vir ons 'n beter vis kan gee. Soos julle sal sien, ek soos ons sê altyd, julle hoef nie meer 2 verskillendes te koop nie, albei kom in dieselfde sakkie 1 kilogram pakke. En dan saam met hom, omrede ons die fruity krill doen, julle hierdie exotic fruit is ek baie lief voor. Ek het al in damme reg oor die land, Willewaters,
Rode koppies kan ek nie vir julle sê hoeveel groot Kaapse het ek al met hierdie boilie gevang in die winter nie. Baie gees en hy stout. Kyk sommer daai kleur, is 'n regte rode koppies kleur ook. Ons vang met 'n fruity krul. Ek gaan 'n bietjie iets anders probeer. Kyk wat maak hy. Method behind the madness, julle, ek sê dit baie, match the hatch. Ek gaan nou iets heeltemal probeer. Vang hulle met daai fruity krul, so dis vrugte, visserige, bloedwurmgoed. Ek het nou net een van die whites gesien, daar is bloedwurmpies wat op die gewigte gesit het. So al wat ek nou gaan doen is uit die pak uit exotic fruit en 'n bloedwurmboilietjie. Ek het net die puntjie so afgesny soos julle daar kan sien. En dan sit ek hulle so te mekaar. Daai easy rig wat Lou gebou het bietjie vroeër. En as ek nou my naald kan kry wat hier reg onder die skertjie is, dan net in die middel van daai twee boilietjies reg uit die ander kant toe. Ek kom in daai loopie in soos en slaai daai twee oor. Trek hom net deur. Sit daai boiliestoppertjie in. Dan skuif hom weer terug tot teenoor daai enetjie, trek hom lekker vas. Met die bena die skertjie begin groei op my hoor. Hy's lekker vir sulke fyn goedjietjies sny. Ek kan maklik nip by daai enetjie af. Nou ja. Trek hulle lekker vas. En wat nou maar net my sin maak julle. Hy gaan nou daar, ons gaan hom nou so sit. Tussen daai, so die vis kom nou, daar's verskillende groottes van die boilies ook, so hulle raak nie net slim oor een nie, verskillendes en daar's tweeetjies saam, so hopelik sal daai asie nou uitstaan of ietsie anders wees tussen. Dit wat ons nou vir hulle gaan voer. Uiteindelik is dit my beurt. Ek sal bo in die bakkie. Ek gaan net my foon ingeplug, laat hy bietjie charge. Te hoor gaan dit met Lou, hy's op die pad. En die kry ek 'n gil daar van 'n Benny af. Daar staan die enetjie stokstyf. Voel nie nou 'n monster nie, maar dis 'n vis. Ons het jy vir ons beter vis sê, maar nou gaan ons mos nou so dit was nou 'n grappie. Jy net 'n bietjie konsentreer aan nie, asseblief. Waar is die vis? O, sorry. Tada! En dit is daai asie. Daar sy. Dis hy. Daar het hy ook uiteindelik 'n vis. Heel die hele dag al. Daar sy uiteindelik 'n bietjie 'n beter vis, lang groot kop, lang maar vis. En nou is hom op daai double chop tiger opgetel. Asie wat ek nou gemaak het met die twee boilies, die bottom bite boilies, 16 millertjies. Ek dink ek gaan hom aansit. Aangesien die groter vis nou op die bodem asies uitkom. Ek sien hier sit 'n bloedwurmpie op hierdie vis vas ookie. Kom ons sit hom terug, sit daai dubbel boilie in. Kyk of ons 'n beter een kan kry as die nog. Sal julle nou sien daai asie wat ons gebou het nou. Daai exotic fruit 16 ml en die bloedwurm 16 ml saam. Nou lekker voerbal hoe jy my gewig gesit. En nou lekker scoopie particle mix. En so 'n paar van die boilies wat ons nou gemeng het uit die pakkies uit. Ook sommer daar gooi. Een of ander tyd moet daar 'n groot vis uitkom. Ons hoop so. Bly positief. Maar kom ons drop gou die asie. Kyk of ons 'n beter vis kry.
kuier 'n bietjie vandag by HD Ram Engineering. Henny is 'n hengelmaat van my in die kompeteer in 'n hengelarena en hulle is ook 'n borg gewees op Vaskap. Henny, dankie vir julle borgskap. Groot plesier oom. Lekker finansiële bydrae gegee. Ja, ons help maar waar ons kan oom. Ja, ek waardeer Die dit. hengelmanne moet saam staan. Dis Lekker. so. Hulle sê ons Suid-Afrikaners kan nie saam staan nie. Hulle sê so, maar ons hengelmanne kan. I beg to differ. Ons kan. Ons kan. Ja. Henny, maar ons is nou vandag hier by julle engineering is 'n wye veld. Wat Dis presies doen julle? Of ja, wat doen jy en wat doen jy nie? Maar kom ons begin by wat doen jy alles, want dit lyk vir my of jy kan alles doen nie. Ons doen so 'n bietjie van alles. Ons het 'n 4de as mieliemasjien wat ons kan 4 as werk doen. Dan enige soos ons het 'n paar conventional masjiene, maar ons spesifiseer meer kwantities op 'n CNC masjiene. Okay. So dit help ons om meer die masjien aan die gang te hou. En dan het ons CNC draaibanke en so, maar ons kan enigiets van bring vir my 'n part en ons kan hom reverse engineer, ons kopie hom, ons maak weer 'n nuwe part as jy nie Is dit nuwe nou sample is soos nie. masjienparte, voertuigparte, daai tipe van Enige goed? ding, van Ratte, pompparte. pompe, daai Yes. tipe van Ons kan pompparte maak, enigiets soos dit. Okay. En ja, wat dan lekker is, jy hoef nie goed in te voer nie en as iemand 'n probleem het of as hy net nie pas nie, kan hom terugbring en jy kan hom basies 'n custom-made ding dan. Ja, ons vat maar basies 'n part as iemand ons 'n sample gee en hy soek 100 van dit en ons sê okay, kom. Ons maak dit vir jou. Ja, dis great. Dan vat En ander goedjies wat julle nog doen. Hierdie is 'n baie indrukwekkende masjien. Jy sê is jou babatjie. Dis my babatjie. Ja. Hierdie was my eerste nuwe masjien wat ek gekoop het. En dit is regtig lekker om op hom te werk. As jy mens sien die parte wat hier uitkom, dit is net jy vat 'n ronde stuk staal en jy sit hom op die tafel neer as jy klaar is, die shapes en alles wat daar uitkom. Ja. Mense kan amper nie glo jy maak dit self nie. Dit is 'n plastiek mal ding wat jy in die winkel gekoop het. Ja. So, maar ja, dit is maar wat ons doen en dan spesialiseer ons ook in hydraulic silinders. Ons kan enige silinder doen. Single acting, double acting, telescopic silinders. Ons doen maar enige silinders, ja. Okay. Wat se bedryf sal nou kyk na daai silinders? Is dit maar die mynbedryf of So dis 'n wye veld. Basies almal gebruik maar silinders. So Ja. tippertrokke het silinders op wat die bakke tip. Okay, nou verstaan ek. Presses het silinders op. Die myne gebruik silinders. 'n Forklift het steering silinders en tip silinders. Al daai tipe van. So ja, silinders is maar die wêreld vol. Ja. En maak julle dit reg? Ons maak nuus, ons kan nuus maak. Okay, dis ons kan dit interessant. reg maak. So die groot ding kom in wanneer om seals te gebruik. Ons gebruik glad nie goedkoop seals nie. Ja. Ons sit die beste in en ons weet ons kan 'n garantie gee op ons werk. Ons gee 3 maande garantie op alles goed. So ons weet daar gaan nie geen comeback wees nie. Ons het nog nooit 'n comeback op ons silinders gehad. Dis hoekom ons goed oor die weg kom hier nie. Wanneer ek dips maak, sit ek die beste van die beste in. Ja, sê. En daar's dit werk maar net so. En As jy die beste beste en sê Raptor het nie vandag gewerk nie. Hy werk. Ja, en as jy die beste seals insit en die beste produk gebruik op die einde van die dag, dan voel dit lekker want Daar sê. jy het 'n naam om op te bou en Ja. ek sê jy kan vir so lank in die besigheid gedoen hê, maar net met een kliënt 'n fout maak en swak diens of 'n swak produk lewer, dan is jou naam in Dis die is 'n tube af. veldbrand, ja. Ja. So ons praat as mense dit so kan sê, praat jy self wat ons doen hierso. Ja. Ons vat trots in wat ons doen. So Ja, maar dis kwaliteit is vir ons nommer 1. Nee, dit is vir my 'n redelike unieke veld want hierdie twee hande kan net visvang. Ek kan nie staalwerk of iets doen nie. Jy's gebless as jy dit kan doen. Is daar iets unieks wat julle nou aanwerk, iets spesiaals wat julle nou aanwerk? Ons is besig met hierdie shafts op hierdie oomblik wat ons die tande en alles insny. Ons het gewoonlik altyd alles uitgestuur. En dis die rede hoekom ek die masjien ook gekoop het. Is om die splines op die goeder self te kan doen. Dit kom nogals nice uit as jy mens kyk hoe dit lyk. As daar enigiemand aan buitekant is wat enige parte wil laat maak, silinders het, goed wil laat nagaan, ons sit Henny se nommer hier onder op, kontak hulle asseblief. Hulle het hierdie reeks van Vaskap vir julle moontlik gemaak en soos wat Henny sê, die hengelaars staan by mekaar, staan by hom, staan by ons, maak dit vir mekaar lekker. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit aan die ander kant. Daar's hy. Ek het 'n verskriklike snaakse byt gehad. Hy het net so gaan tiet. En that's it. En daar hang hy en ek sê vir my as ek weet nie of jy vis aan is of nie aan is nie. Kom ons voel en
dit voel of jy 'n visser is, maar regtig, hy het hom net getouch op 'n hoetertjie en gister het ons dieselfde byt gehad en toe was dit 'n mooi vis, so kom ons kyk. Jy sien mense het geen vyande nodig met my. Kyk hier, duikvisse, papi, duikvisse, sê ek vir julle. Hierdie groot visse, die groter visse, die snaakste buite. Raak. Kyk nou net. Okay, ons het dit nou uitgefigure wat bring die groot vis. En dit is as hy net piep. Dit is dit nou uitgefigure. As dit ran, en was dit dat as hy net tiet, vang jy die beter vis. So, hier het ons weer 'n mooi vis gevang. Ja, sien julle definitief die beter vis. En ja, net dankbaar dat ons hulle nou kan kry. So ons hoop ons is nou amper op pad in die aand in. En as dit so kan begin laatmiddag, dink ek, hoor daai ou Mias vir ons 'n paar dikkes uit te trek vanaand. So die aas wat ons mee gefluit het, is daai Scopex boilie, die 16 mil met die shellfish pop-up bo op hom. En ja, dit is 'n dodelike kombinasie vir ons op hierdie sessie. Ons dit elke keer het ek sukses daarmee. Scopex en krill. Scopex en krill. Dit is waarna ons om. Julle sien wat ek sê. So kom ons plaas hierdie ouetjie terug. Hierdie ou is lus om terug te gaan in die water in. En dit is altyd wat ons doen. Fish care hou nie te lank buite nie. So voordat om hulle te vang, kom sit hom gou te vinnig terug. Nou ja, dit was 'n lang, stille 2-3 ure gewees. Hierdie is daai stokkie wat ons gaan doen net met daai 2 boilies wat ons verander het op daai easy rig, die bottom bait met die exotic fruit en die bloedwurmpie. So ek is nou heel nuuskierig om te kyk wat hier uitgaan of aangaan. Dis weer een van daai snaakse buite. Dis wys jy maar net ou moet as jy sien sensitiwiteit van die alarmpies reg is. Ou seniors, ons het polisiemanne ou seniors daai byt nie. En alarmpies sien net een keer daai piep en hy het 'n tweede piep gegee en dis dit, hy het nie gehardloop niks nie. En dit voel weer een na beter vis. Nie monster, maar het lyk my dit is maar die orde van die dag daai selfs as wat penna gevang het. Geelbaber hoor. Ag nee man. Ja, 'n beter geelbaber. Ja, is 'n mooi vis, hierdie. Dis 'n mooi vis, baie mooi. Ja. Exotic fruit en bloedworm. Jy het hom gekoel, jy het hom gekoel. Ons het hom gekoel. Ja, dis 'n beter vis. O, dis die bloedworm en shellfish. Ek is vra om verskoning. Bloedworm en shellfish. Hallo. Hey, jou meis. Oh, ti. Ah, sy, boom chakalaka. Boom chakalaka. Daar's 'n mooi Daar's 'n mooi vis. Kyk net daar. Hulle raak beter. Wat 'n pragtige gesonde vis. Yes, lekker fight met daardeur die lyne gekoek. Maar ons het hom uitgekry. Oh. So kom ons die kaapkruidels gebruik. Veiligheid is altyd 'n prioriteit dat iemand eendag kan terugkom en hierdie vis ook kan kry. Kyk, of jy so vinnig draai, kyk hy snaakse mond wat hy het. So Rigs Mechanics reg is, gaan jy hierdie vis ook gevang kry. Wat 'n pragtvis. Shellfish gesnoumen met 'n bloedworm boilie. Fantasties. Wat 'n lekker middag. Kom ons sit hom terug. Vat daai stok weer uit en kyk of ons nog eene kan kry. As jy ek maak nou net 'n klein veranderingkie. Ek hou nog steeds daai bloedworm boilie, die 16 mil met die 12 mil shellfish. Ek het hom nou net op 'n spinner gesit en ek gaan hom nie dip in daai fruitie nie. Ek wil kyk of hierdie natuurlike een sonder die dip nie dalk vir ons 'n beter vis kry nie.
Ek is terug. Ek moes so gery het. My pa is in die hospitaal, so gelukkig nie ver hier vanaf nie. Gou gejaag, net gou gaan kyk of alles oukei is. Ou man is daarom alright. So, pa, ons watch vir jou, jy moet regkom. Ons het aan die einde van ons reeks gekom. Soos ek al vroeër gesê het, hier is ons laaste program en ek dink ons het 'n awesome reeks gehad. En wat lekker is in die reeks wat ons gedoen het, alles wat ons in hierdie reeks gedoen het, is vir enige een van julle daar buitekant moontlik om te doen. Dis nie WWE soos wat ons gesê het nie. Hierdie kan jy by die huis gaan doen en jy kan ook sukses hê net soos wat ons het. Die Kaapse trip het vir my uitgestaan. Ons gaan dit definitief weer doen. Ros wat saam met ons gehengel het daaronder in die Kaap, wat 'n awesome persoon. Ros, dankie vir jou boodskappe. En oral waar ons gegaan het, oral waar ons gebly het in die Kaap, dit is net awesome geweest. Ons het seker van die lekkerste mense ontmoet daaronder. Al wat fout is met daai mense, hulle support die WP, maar almal kan nie perfek wees soos ek wat 'n Blue Bulls supporter is nie. Ja, is net 'n grappie, Hoe ek sal klippe kry daar die Kaap uit. Ja, dit is awesome. Ek moet sê die Kaapse kultuur is vir my net iets anders te gewees. Ek gaan dit definitief weer doen. Definitief. Die blou kirpers was 'n surprise. Ons het 'n bes gevang. Ag, ons het enigiets gevang. Ek wil net dankie sê vir al ons borgers, almal wat gekyk het. Ons gaan af, maar ons gaan nie weg nie. Ons gaan nie ver nie. Ons begin binnekort in die nuwe reeks werk. So gaan na ons Facebookblad toe. Sit daar in die YouTube comments wat julle wil hê in die volgende reeks, waar julle wil hê ons moet hengel. Ons gaan definitief aan kyk. Ek gaan hierdie visie nader trek en dan nou vir julle wys hoe lyk hy. Nie die grootste vis in die wêreld nie, maar 'n vis is 'n vis. Amigos is een van daai plekke waar ons daar so baie om te doen hier by Amigos. Hierso is 'n binneshuis se swembad. Hierso is 'n klomp ander goed wat jy kan doen. Jy kan hier kom kamp. Hier's langstaan kampers wat hier staan. Regtig 'n mooi plek en Amigos het regtig baie mooi na ons gekyk. Ons gaan vir julle 'n bietjie wys hoe lyk Amigos. En ons gaan eers hierdie vis aandag gee. Dis 'n lang karp. Hierdie karp is seker so 3 kg. Ek sien ja, hulle het daai bloodworm in die shellfish opgesit. Daai boilies en die pop-ups werk maar net lekker. Gebruik dit as jy nou toe kom, soos wat ons gesê het. As dit vir ons werk, gaan dit vir julle werk. Dis nou mes nou vas. Particle mix in die water. Dis hier by die winkeltjie beskikbaar. Enige winkel kan jy dit kry. Sit dit saam met daai shellfish pop-up en 'n bloodworm boilie of die Scopex en krill. Dit het ook vandag gewerk. Maar kom ons kry hierdie ouetjie terug en hopelik kan ons hierdie reeks afsluit met 'n groot vis. Kom ons kyk of ons hom kan vang. Boei! Julle klap Amigos het vir ons regtig bederf met die tydjie wat ons hier by hulle gespandeer het. Ons bly in huisie nommer 1 of chalet nommer 1 en ek moet vir julle sê hierdie chalet het alles. Hier is regtig alles. Hier is nou net die DStv of 'n TV en sulke goed nie. As jy daai wil hê by die dam, bring dit saam. Maar hier is alles wat jy nodig het. Hier is 'n oordentlike stort, hier is warm water, mooi toilette, die beddegoed hier is baie nice. Yskas, you name it, dis hier so. Hier is 'n stoof, jy kan alles hier doen. En hier's 'n lekker braai aan die buitekant. Bring jou gazebo saam want ons het ons gazebo aan die buitekant van die huisie opgeslaan en heeldag in die skaduwee gesit. Dit was regtig lekker geweest. In die winter gaan jy dit dalk nou nie wil doen nie, maar in die somer is dit nice. Die C-oewer is basies 'n kompeterende papgooi-oewer, maar jy kan daar kamp as 'n netjies ablisieblok. Die B-oewer is daar. Seker die mooiste ablisieblok van alle kampterreine in Suid-Afrika is by daai oewer. Regtig nice. Kragstaanpunte. Hierso is langstaan kampers. As jy wil kom lank staan vir 2-3 maande hier kom staan, jy kan hier kom staan. Hier's 'n gemeenskap al hier gevestig. Hulle vang elke week 'n kompetisie. Hier's karp, hier's bass, hier's barbers, hier's geelvis. Hier is nog 'n bietjie marries. Ek dink die marries gaan 'n comeback maak binnekort. So, maar hierso is iets van alles. Jy kan kom bootry hierso. Jy kan kom bass vang hier met jou boot. Man, hierso is alles. En soos julle nou gesien het, hier die grootste karp wat ek van weet wat hier uitgekom is 13 kg. Mens baie karpe van 9 en 10 kg wat uitkom. Ons was ongelukkig, ons kon hulle nou nie kry nie. Maar ek dink as in die winter, as dit bietjie kouer raak, dan gaan die kleintjies minder aktief raak, 'n groot vis gaan kom. Dis 'n baie nice kafee. Dis 'n binneshuis swembad. Hierso, ek dink hier's pleinbalbane wat jy kan pleinbal speel. Hier's nog 'n klomp goed Amigos, hier op Amigos wat jy kan doen. So
wanneer julle hiernatoe wil kom, sê vir hulle, julle het vir hulle op Vaskap gesien. Pieter en Shamaine is van die lekkerste mense wat jy kry op 'n oord. Baie streng, moenie kom bolie aanjaag nie, hulle gaan vir jou wegjaag, maar as jy by hulle reëls hou, gaan jy terugkom en terugkom en terugkom. Die mense wat Amigos hengel, kom terug jaar na jaar na jaar. Dit is 'n baie lekker plek. Dankie Amigos, dankie vir julle ondersteuning. Ons sien julle gou weer. Dis 'n byt. Kom ons kyk wat gaan hier aan. Windy. Ek teruggebyt. Windy. Nog 'n bietjie windy. Waar is jy? Hier. Kreer stoor toe. Can you believe it? Jo, het ver geswem. Hy was in Roodepoort, dis verder as Christoph. Vandag nog, Benny? Dankie, Benna. Wat sê? Dis nog 'n mooi vis. Benna, kos 'n bietjie vir ons borge, dankie. Ja, eerslik, ons wil vir Rapala baie dankie sê van die lyne en wat hulle hier in die einde vir ons ingebring het, die Kaapspirit om bietjie die spesiegoed te doen. Check dit uit. Daar is 'n groot ring so. Baie dankie vir hulle. Van hoeke tot stokke. Tot landing nets, die cradles, bits and pieces. As jy spesie wil doen van bo tot onder iets in. Nou, nog nie katrolle nie, maar dit kom. Nog nie katrolle nie. Maar dit kom. Okay, en dan wil ons vir Signature Private Lines, Ros. Sy mense dankie sê vir die finansiële ondersteuning wat hulle vir ons gee. Dit was awesome. Almal in die Kaap. Almal in die Kaap. Awesome Bait and Tackle. Dankie vir julle. Ek gaan nie gastehuise vergeet. Ons gaan hulle name hier opsit. Ons gaan vir hulle fotootjies van hulle hier opsit. Ek kan nie hulle almal onthou nie. Dan TNT Fishing in Rustenburg. Dankie vir julle finansiële ondersteuning. Julle gaan nog bietjie meer van hulle sien. Dan, wie is daar nog? HD Ram Engineering. Henny, dankie julle. Dankie Jaco. Henny, dankie vir jou finansiële bydrae. Henny gaan op 'n stadium ook saam met ons hengel op die program en nou. Dink ons sommer vir Steven ook definitief moet saamnooi, anders gaan Steven se mond so wees. Nee, Steven, ons sal jou opkry. Wie nog? Wasco Clothing. Dankie Jaco. Wasco Clothing. Vir die klere wat hulle vir ons gemaak het. As jy wil klere maak, kontak vir Wasco Clothing. Hulle kan enigiets maak. Skoolklere, klapklere, you name it. Sportklere is hulle fortuin. Ek dink dis almal. Dankie vir Benny, dankie vir Mias, dankie vir die kameraspan. Kan ek ook iemand bedank? Ja. Kan ek dan net sê dankie vir Signature series. Wow. Ken jy ou daar? Ek ken ou daar, so maar Lou, dankie vir jou produkte, vir wat jy alles vir die hengelaar buite bied. Ek bedoel jou produkte is awesome. Jy het kwaliteit produkte en spesie, papgooi. Wat's volgende C? Daar's klas hier produk. Jy sien. So, baie dankie vir LL Signature series. Ja, dankie julle. Kom ons kry die visie terug. En nou is dit jou beurt. Ek gaan die vleis voorberei vir die braai. Kom ons kry hom terug. Ons het nog 'n vis aan hierso. Net na donker het ons gou al die lyne oorgedoen. En ek moet sê daai bloedwurm boilie is nou besig om lelike pakslae uit te deel. Hy vang die een vis na die ander ene. Ons het, ek dink 3 stokke nou met dit gedoen. So ons gaan nog lekker hengel, maar hierdie van 10-1 ons laaste vis vir die program wees. En vir die reeks. So kom ons konsentreer op hom. Kyk of ons hom uitkry, want daar brand 'n lekker vuur en ons gaan nou lekker braai. En bietjie celebrate. En net, hoe sê die Engelsman? Ons gaan bietjie die vlerke laat sak. Want as al die druk af, dan gaan ons lekker kuier vanaand. In die ou dae was Rietspruitdam een van die muddy mekkas van Suid-Afrika. En nou, ek sê nou vir jou,
hierdie karpe gaan net groter raak, want hier is baie bass in die dam. Hulle beheer die kleiner karpies. En hierdie karpe gaan net groter en groter en groter raak. Ek hou nie van hierdie esse wat hierdie ding nou hier gooi nie, hoor. Ek hoop nie dis 'n baber nie. Ag, man, as dit 'n baber is, 'n baber. Dis 'n baber. Niemand is perfek nie, nee. Ons vang hom. It had to happen at some stage. Grys karp. Dit is 'n grys karp. Ons het 'n sê ding hier op die vaskap stel. Dis die unwanted one. En dan 'n dag toe vra mense, maar hoekom wil julle nie vang nie? Dis nie dat ons hulle nie wil vang nie. Dis net soveel lekkerder om 'n karp te vang. Ons is karpmense. Maar ja, hier sluit ons nou die reeks af met 'n snorrekind. Dit stink lekkerder ek. Ja, karp stink bietjie beter. Maar ek moet sê, 'n baber gee vir jou 'n lekker beklei. Die daspoortmanne sê hy gee jou 'n lekker ref. Maar jy moet nog steeds mooi spook, want ons wil hom nie nou verloor nie. Kom maar. Daar sê. Jou snorvis. Nou sê julle, hier is ons laaste vis vir die program en vir die reeks. Baber. Gryskarp. Ja, is 'n regtig 'n mooi vis, gesonde vis. Benno, jy het nou net hierdie laaste 2 programme saam ons gevis, maar dankie dat jy gekom het. Dankie vir julle boodskappe van Rapala en Meas, dankie vir jou. Ja, baie vir julle almal. Ek hoop jy het dit geniet, dis jou eerste volreeks. Die voorreeks en wat 'n plesier. Maar nie die laaste een nie. Nee. Sê. Ons gaan hierdie vis terugsit en dan sien ons julle oor 'n paar maande, volgende tyd. Hou ons sosiale media dop die Vaskap Facebookblad. Ons gaan die nuus daar breek wanneer ons gaan begin en wanneer ons weer gaan begin uitsaai. As dit vir ons werk, sal dit vir julle werk. Totsiens julle. Arrivederci. Niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan en die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn langs die water.